oop by Lukas 4. Lukas 4 op bladsy 83 hier in my Bybel in die Nuwe Testament. Lukas 4 en ons gaan daarvan vers 16 af saam lees. Lukas 4 op bladsy 83. En kom ons sit so dan, bid ons saam. Here, baie dankie vir vanoggend. Baie dankie vir elkeen wat vanoggend u roepstem gehoor het. Heilige Gees, dat u in ons harte werk en ons hiernatoe bring. En dankie dat ons weet u het 'n plan met ons elkeen vanmôre hier. Maar dan wil ons spesiaal ook sê dankie Here vir Andre en Carla wat u is. Dankie vir Pieter en Martie wat u is. Dankie vir Herman en Elmarie wat u is. Maar dankie so vir elke ander een ook, Here, wat elkeen 'n eie lewe voor u het. Elkeen 'n eie persoonlike, baie keer probleme het, hartseer het, maar ook vreugdes het, waarmee hulle vanmôre hier is in die huis. Maar dankie vir elkeen, Here, vir wie ons bid en gebid het, en wat ons weet, u hou ons styf vas. Dankie dat ons in die 7 weke reeks kon leer, Here, dat ons net aanhou moet bid. En Here, dat ons nie moet ophou nie, getrou bid en vra en weet u hoor en u verhoor, en op u tyd gee u die regte antwoorde. Dankie ook vir 'n mooi week, Here, daar buite wat ons gehad het in die natuur, en dat alles so mooi lyk en belovend lyk, en dat ons die hand in alles kan raak sien, en ons so bevoorreg is, om in hierdie mooi gedeelte van ons land te kan woon, met soveel pragt om ons, wat u vir ons gee. Help ons om dit elke dag raak te sien, nie by dit verby te leef nie. Maar help ons om ook mekaar te geniet, Here, en ook al die mooi te sien, en almal wat u om ons is, en by ons is, en saam met ons is, en te weet, ook in elkeen van hulle se lewe, is u besig. Ons bid, Here, dat u vanoggend se boodskap seën. U weet, Here, hoekom u vir ons 'n spesifieke boodskap kies. En u gee dit vir ons, en ons wil hê u moet dit in elke hart kom vasbind en kom bære. Intussen bid ons ook vir Dominee Pieter en Marina, wat die naweek bietjie weg is, Here, vir rus en vir vrede en krag in hulle harte, en dat jy hulle veilig terugbring, om die werk, die groot werk, wat jy vir hulle ook het hier, te kom voortsit. Maak dit nou stil in ons harte, Here, dat ons u stem hoor, na u luister. Amen. Lukas 4, ons gaan hier van vers 16 af saam lees, miskien net so 'n fotootjie. As ons in Nasaret kom, en ons stap so deur die strate van Nasaret, die klein nou straatjies met die winkeltjies wat hulle goed so uitstal, van die plek waar Jesus gebore is, waar die stal, of die plek waar nie stal gebore is in Bethlehem gebore, maar waar hy groot geword het in Nasaret, die huisie van Josef en Maria. Ons besoek dit altyd, en dan loop ons van daar af in die nou straatjies so op, verder op in die dorpie, tot ons by die sinagoge kom. En dis 'n prentjie wat geneem is van die sinagoge, 'n foto so van die deur af agter as jy inkom. Kyk net hoe mooi is hy gebou, en hy staan al so vir meer as 2000 jaar. Hulle het natuurlik nie die materiaal gehad soos ons altyd om dakke so te bou nie, en so baie van die geboue was so skoepels gebou met klip, wat natuurlik ook veroorsaak dat hy in die somer nie so warm word nie, en in die winter ook nie so vreeslik koud word nie. Want Nasaret lê bo op die berge, waar dit baie koud kan word. Net so 'n stukkie agtergrond om te dink, daar het die Here gestaan, en daar het hulle vir hom die wetboek gegee, en het hy voorgelees. En dan as jy van die kerk af loop, net so eentjie in die kant van die dorp toe, dan kry jy hierdie kraanse hierso. Nasaret is bo op hierdie kop aan die regterkant, is Nasaret gebou, die dorpie. En dit lê net aan die kant, die Jesreel vlakte lê nou hier agter waar ek staan, aan die kant lê die hele Jesreel vlakte, en dan sit die koppe wat daar kom. En dis waar hulle vir Jesus van die berg wou afgooi. As ons nou vanoggend dit lees, dat jy net bietjie daaraan dink. Dis naaste by hoe 'n boekrol gelyk het. Onthou, die mense het nie Bybels gehad soos ons, en elkeen bring sy eie Bybel kerk toe nie. Hulle het ook nie die hele Bybel so in een boek gehad nie. Hulle het al die boeke van die Ou Testament het hulle gehad in boekrolle. As ons in Israel kom, is dit nogal lekker ook. Elke hotel, elke plek het sy eie sinagogietjie ook. En dan is daar 'n kas, en dan kan jy daar oopmaak, en dan is die boekrolle daarin, wat hulle lees, en hulle wissel dit ook. By die westelike muur van die tempel, waar die mense altyd so staan en bid, daar's ook 'n sinagoge daaronder. En daar kan jy ingaan, en tussen hulle loop, terwyl hulle daar staan en bid, en dan sien jy hoe lees hulle uit hierdie boekrolle uit.
Nou kom ons lees nou in Lukas 4 van vers 16 af met so 'n stukkie agtergrond. Jesus, hy het ook in Nasaret gekom, hy is nou in Galilea gewees, vers 14, kom ons lees van vers 14 af. Jesus het na Galilea toe teruggegaan vol van die krag van die Gees en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Nou Galilea lê so 180 na 100 km van daar af. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nasaret gekom. Nou Nasaret lê so 80 km nader as Galilea aan Jerusalem, waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. En dis nou Jesaja 61, die stukkie wat ek vanoggend gelees het. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Dit was hulle gebruik, hy gaan sit daar voor in die sinagoge en dan begin hy nou vertel en leer en bespreek wat hy geleer het. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou. Geneesheer, genees jouself en vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Nou Kapernaum is ook in Galilea, aan die noorde kant van die see van Galilea, en dis waar die Here sy meeste wonderwerke gedoen het. En hulle het dit nou gehoor. En dan doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy groot geword het. En dan sê Jesus, maar dit verseker ek julle, sê hy verder, geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit was, sodat daar 'n hongersnood in die hele land gekom het. Tog is Elia nie na een van hulle toe gestuur nie, maar wel na weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon, met ander woorde buite Israel. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman, die Siriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Daar's 2 versies wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte, een in die begin en een aan die einde amper van hierdie gedeelte. Vers 22 sê, almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? En dan vers 29, amper aan die einde, hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Van die een oomblik van verwondering oor dit wat hierdie man so wonderlik vir hulle sê, dat hulle eintlik wonder, kan dit wees? Dit lyk dan soos die seun van Josef en Maria die. Hy kom hier van ons af. Hoe kan hy sulke wonderlike dinge sê? En dan die volgende oomblik, woede en verwerping, dat hulle hom van die kraans wil afgooi, hier langs Nasaret, wat hier teen die berg lê. Ons tema vanmôre is, Jesus is die profeet in ons lewe. Is dit so, is hy die profeet in jou lewe? Die een wat in jou lewe verkondig, wat jou gebruik, wat jou seën, wat jou lewe volmaak met sy teenwoordigheid, of is dit nie so nie? In ons taal leer ons mense baie keer ken deur 'n naam en 'n van. As ek sê van der Werf, dan gaan jy daarby kan sê dis Nick. As ek sê Brinkie voor, dan sê dis Elsabie. Lenet, dan gaan jy kan sê dis Fourie. Elkeen van ons het 'n naam en 'n van. Dis ons mekaar leer ken het. En as ons iemand wil herken, dan sê dit, en baie keer as jy die van hoor,
En dan kan jy ook sê, van watter brings is jy? Waar kom jy vandaan? En dan begin ons familie uitlees, ons nou lekker kuier, wie van waar af kom ons, ensovoorts. In hulle tyd was dit nie so nie, hulle het nie vanne by hulle name gehad soos ons nie. Maar hulle het daarom baie keer gepraat van die seun van, of die dogter van. En daarom as hulle vir Josef sien, dan sê hulle maar, dis mos Josef, Jesus bar Josef. Hierdie Jesus is dan mos die seun van Josef, is dit hy? En so koppel hulle hom, en dan weet hulle maar, hy is een wat hier van ons dorp afkom, van ons omgewing, is een van ons, wat vanoggend hier in die sinagoge opstaan, en wat vir ons uit die wetboek kom leer. En so herken hulle hom, en so ken hulle hom uit. En dan kom Jesus, wanneer hulle met hom begin praat, en hierdie verwondering oor hom het, en dan weet hy mos eintlik wat gaan in hulle harte aan. En dan begin hy met 'n gesprek met hulle oor 'n profeet in sy eie huis. Hier waar julle my ken, hier waar ek groot geword het as profeet, word 'n profeet baie keer nie erken nie. Hulle sien nie hom vir wie hy regtig is nie. Hulle sien hom maar net as die seun van Josef, die een wat daar gehelp houtwerk doen het, en een wat hier in ons strate gespeel het. Hoe kan hy dan nou die profeet wees? En dan sê hy ook, want Jesus weet wat leef in hulle harte. Miskien sal ons hom aanvaar as hy nou al die wonderwerke wat hy gedoen het daar in Kapernaum en in Tyrus en in Chorazin en Betsaida, daai 3 dorpe, as hy al daai wonderwerke hier doen, dan sal ons hom dalk aanvaar. En dan sal ons kan sien is hy. En dan sê hy, maar dit werk nie so nie. En dan sal ek kwaad vir hom. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, genees jouself, en vir my sê, ons het gehoor van alles wat in Kapernaum gebeur het, doen nou dieselfde dinge ook hier, waar jy groot geword het. Maar dan is dit nogal vir my belangrik, as jy in Lukas 10 gaan lees, wat staan daar? En in Lukas 10 vers 13 lees ons waar Jesus oor Chorazin en Betsaida praat, die 2 dorpe, en miskien net so sê, Chorazin, Betsaida en Kapernaum, is 3 dorpies wat so naby mekaar lê aan die noorde kant van die see van Galilea. En vir my is een van die wonderwerke van die eeue, dat as jy nou, om in Engels te sê, 'n prime spot soek, 'n uitsoekplek soek, waar jy sou wou vir jou 'n huis bou in Israel, dan is dit daar waar Kapernaum lê, of waar Chorazin en Betsaida lê. Dis verskriklik mooi. Dis sulke heuwels aan die noorde kant van Galilea, en as ons daar oorkom in die bus en jy hou stil, dan lê die hele see van Galilea voor jou uit, en hierdie pragtige heuwels, en daar sou mense die mooiste dorp kon bou. En tog op 'n dag, loop Jesus deur Chorazin en Betsaida, en dan sê hy vir hulle, ellende wag vir jou Chorazin, ellende wag vir jou Betsaida. As in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Die Here het soveel wonderwerke daar gedoen, maar die mense van daai 2 dorpies het hom nooit regtig aanvaar as die verlosser en tot bekering gekom nie. En dan lees jy bietjie verder in vers 15, dan staan daar, en jy Kapernaum, en Kapernaum kan ons sê was die werksplek van Jesus. Daar het hy die meeste gepreek en wonderwerke gedoen. Dis die plek waar in die huis van Petrus die mense gesond gemaak het, wat ons lees in Matteus 8. En dan staan en jy Kapernaum, dink jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doodryk afdaal. Wie na julle luister, luister na my. Wie julle verwerp, verwerp van my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En dan is die verskriklike, dat 3 dorpies, waar die Here die meeste wonderwerke op aarde gedoen het. Daai 3 dorpies, vandag nog, lê net die ruïnes daar. Niemand het na 2000 jaar nog daar begin 'n huis bou, herstel of iets daar gedoen nie. Dit lê nog net die ruïnes daar. Van die sinagoge waar Jesus gepreek het die meeste keer in sy lewe in Kapernaum, lê net die fondasies daar. So klein bietjie opgebou om te herstel dat jy kan sien waar was die sinagoge. Niks geword nie. En wat sê die Here daarmee vir ons? Mense glo nie in Jesus vir sy wonderwerke nie. Mense neem nie die Here Jesus aan vir wat hy vir ons nou doen nie. Jy neem die Here Jesus aan vir wie hy is. Jy neem die Here Jesus aan en jy glo in hom vir wie hy is.
nie vir wat hy vir jou kan doen nie. Want sien, wonderwerke bring jou in vervoering, en jy is in verwondering. En dit is amper soos om na 'n goolaar te wys, of iemand wat wonderwerke doen, en dan kyk jy en dan dink jy later, maar ek wonder, is daar nie 'n trieke agter nie? Is dit nie oogverblindery nie? Kon dit nie dalk dit wees nie? By geleentheid het die Here iemand laat sien, en dan sê hulle, maar hulle dink hy het nog altyd kon sien. Hulle dink nie, hy was ooit regtig blind nie. En dan begin jy redes soek vir die wonderwerk. Ons is mis ook so. As ons gebid het vir reën en dit reën, dan sê ons, maar die wolke sou in elk geval gekom het. En as ons bid vir gesondheid, dan dink ons maklik net, maar miskien sou ek in elk geval gesond geword het, vanweë hierdie goeie dokter wat ek by is. En dan die wonders wat in ons lewe gebeur, word baie keer afgemaak as sommer net niks nie. Maar aan die ander kant, as jy Jesus eers persoonlik ontmoet het, en jy het 'n verhouding met hom, dan glo jy in hom, en dan sien jy sy wonders dag vir dag in jou lewe raak. En dan sou hierdie mense ook gesien het, die grootste wonder van alle wonders is besig om voor ons plaas te vind. Want hier in ons klein sinagogietjie in Nasaret, vanoggend voor ons, staan Jesus Christus, die verlosser van die wêreld. Wat 'n wonder, en hy praat met ons. En dit sou vir hulle genoeg wees. Maar nee, Here, doen hier in jou eie dorp ook dit wat jy daar gedoen het. Wys vir ons bietjie, wat kan jy doen? En dis die rede hoekom Jesus nie aanvaar is in hierdie dorp nie. En daarom wat hy vir hulle sê, 'n profeet is in sy eie huis baie keer nie erken nie. En dan sê hy, net soos Elia en Elisa. Net soos Elia en Elisa met hulle ook gebeur het. Jy moet kies, en hulle wou nie kies in die tyd van Elia nie, en hulle wou nie kies in die tyd van Elisa nie. Elisa het die grootste wonderwerke gedoen, wat vandag nog bestaan. Dis hy wat die water van Jerigo soet gemaak het, en vandag nog is daar so stroom water wat daar uitborrel, wat die hele vlakte water gee, na al die duisende jare, heerlike soet water, en tog glo die mense steeds nie. Want jy het nie 'n verhouding met hom nie, jy het hom nie ontmoet nie. En dit bring ons terug by hierdie skrifgedeelte. En ek wil hê ons moet dit net weer 'n keer bietjie mooi saam lees, en ek het 'n paar van die woorde ingekleer vir jou, dat jy net bietjie kyk hoe mooi die Bybel eintlik vir ons verduidelik. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond, en hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? En het ek in kleur gemerk. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, genees jouself, en vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen nou dieselfde dinge ook hier, waar jy groot geword het. Sien julle aan die einde van hierdie versie, die weer in groen gemerk, is jy dan nie seun van Josef nie? En dan hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder, geen profeet, en ek het dit nou in rooi gemerk, die profeet, word in die plek waar hy groot geword het, aanvaar nie. En so sien ons die 3 keer, wat hy praat oor die grootword plek, en dan begin hy praat oor die profeet. En as ons dan nou aangaan, en dan skryf hy, ek sê vir julle die waarheid, daar was baie weduwees in Israel, het ek nou in blou gemerk. In die tyd van Elia, want geen profeet, en nou merk ek Elia met rooi, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit was, so daar groot hongersnood in die hele land gekom het. Tog is Elia nie aan een van hulle toegestuur nie, maar wel na weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. Daar iemand buite Israel in Sarfat, buite Israel se grondgebied van daai tyd soos dit toe was. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman die Siriër. Nou sien jy hoe die Here elke keer Israel, weer Israel, teenoor Elia, Israel teenoor Elisa. En in Israel wat die weduwee in Sarfat gehelp word deur Elia, maar nie iemand in Israel nie. En Elisa, weer in Israel, Naaman die Siriër help, maar nie in Israel nie. En dan lees ons aan. En almal in die sinagoge was woedend, dis hulle optrede. En hulle het opgespring, en hulle het op die dorp uitgejaag, en hulle het gebring op die rand van hulle dorp, en hulle wou hom daar afgooi. Dis die optrede van die gemeente. En dan die laaste sinnetjie wat, as mense dit lees net dink, hoe verskriklik hartseer is dit. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop, en hy het weggegaan. Maar Jesus het weggegaan. Broers en susters, die Here kom na ons toe op baie maniere,
op baie plekke, op baie tye, op baie oomblikke deur sy woord. Maar as ons nie luister nie, en as ons nie gehoorsaam nie, en as ons nie met hom 'n verhouding het nie, as ons hom nie volg nie, kom die hartseerste dag in jou lewe, en die hartseerste dag wat in 'n dorp se lewe, in 'n gemeenskap, in 'n kerk, in 'n menselewe kan kom, is die dag as daar gesê word, maar Jesus het weggegaan. En dit kan gebeur. Jesus het weggegaan uit Nasaret. En weet julle, ons lees nie weer in hierdie Bybel van Jesus in Nasaret nie. Ons lees nie dat hy weer daar optree. Dat hy weer terugkom en gelukkig is daar waar hy in die strate groot geword het en vriende gehad het en gebly het nie. Jesus het net weggegaan. Hoe hartseer, want hulle het nie 'n verhouding met hom nie. Ons is Jesus se volgelinge. Jesus kom nie meer liggaamlik hier aan vanmôre en kom staan voor ons nie. Hy kom staan nie liggaamlik in julle huis, in julle werksplek, tussen julle vriende waar julle beweeg nie. Ons is Jesus se volgelinge. En ons skep vir die wêreld die prentjie van Jesus. Die prentjie wat Nasaret die oggend gehad het, is 'n jong man en hy lyk soos die seun van Josef. Dis nie die regte prentjie nie. Want dis nie wat hulle moet sien, Jesus die seun van Josef nie. Daarom wat hy vir juis Jesaja 61 lees en sê, nou is hierdie skrif vervul, die Gees van God het oor my gekom, en ek kondig nou hierdie aan, hierdie profesie, wat hierdie hele Ou Testament vol is, hier kom dit nou. Die prentjie wat hulle moes gesien het is, dis Jesus, die seun van God. Nie Jesus, die seun van Nasaret, van Josef nie. Daarom later by die troue in Kana, wanneer hy die eerste huwelik, daar by die huwelik sy eerste wonderwerk doen, en dan sê jou moeder en jou broers, dan sê jy vir hulle, wie's my moeder en broers? Ek is nie hier dat dit net my broers en susters moet wees, en my moeder Maria nie. Julle is my moeder en my broers. En God is my Vader. Sien 'n ander prentjie. En dis daai prentjie wat ons vir die wêreld skep met ons teenwoordigheid. Ek het hierdie dingetjie lank terug een keer gesien. En ek wil hê jy moet vir daai prentjie kyk op die bord. Kyk stip na hom. En kyk die hele rukkie, fokus net op daai prentjie daar. En as jy nou lank op hom gefokus het, kyk net vir hom, dan maak jy jou oë toe. En dan hou jy jou oë toe vir so 20-30 sekondes. Hou jou oë toe. En dan kyk jy wat gebeur. Hou net jou oë nog bietjie toe en daar sien ek hom nou. En as jy hom lank genoeg kyk, van julle se oë werk dalk nie mooi nie. Wie van julle het iets gesien daar? Wat het julle gesien? Ja. Dis net 'n prentjie. En as jy lank genoeg na hom kyk en jy maak jou oë toe, dis mos maar hoe dit werk, dan sien die silhouet, dan sien jy eintlik 'n prentjie soos ons Jesus gewoonlik teken. Dan sien jy vir Jesus in daai prentjie. Nou dis maar net 'n voorbeeld, ek wil net dat jy kan onthou, dat ek hom wys. Anoniem het iemand een keer geskryf, dink daaraan, elke keer wat jy reageer op enigiets in die lewe, is jou reaksie 'n klein kolletjie op 'n leë bladsy. 'n Bladsy soos hierdie, wat leeg is hier. Elke keer as ek reageer, is dit eintlik 'n kolletjie op hierdie bladsy. As ek elke belewenis van jou in die lewe geregistreer word as 'n kolletjie, watse patroon sal die kolletjies begin vorm? Ons moet seker maak dat elke kolletjie van ons lewe iets reflekteer van die lewende teenwoordigheid van Christus in ons lewe. As iemand met jou praat, dan is dit ware word daar 'n kolletjie gedruk op jou lewe. As ek iets sien, dan word daar 'n kolletjie gedruk op my lewe. As ek iets hoor, dan word daar 'n kolletjie gedruk op my lewe. As iemand met my iets vertel, dan word daar 'n kolletjie gedruk. As ek die koerant lees, dan word daar 'n kolletjie gedruk. As ek die nuus kyk, word daar 'n kolletjie gedruk. Die vraag is, daai kolletjie saam, wat se prentjie vorm het? Hierdie kolletjies is sommer net met 'n rekenaar gemaak. Vorm saam die beeld van Jesus Christus. Wat se prentjie vorm alles in jou lewe? Wat vorm in jou lewe alles wat gebeur?
Want sien, baie keer is ons so besig om al die slegte nuus van die wêreld te sien en te hoor en te verwerk. En dit vorm ons lewe. Dat as iemand na jou moet kyk en sê, wat se prentjie vorm jou, dan is dit 'n prentjie van iemand wat verloor, iemand wat swaarmoedig is, iemand wat net al die slegte nuus van Suid-Afrika hoor, iemand wat net daaroor dink. Maar iemand anders kan in dieselfde Suid-Afrika bly, en dieselfde nuus kyk, en dieselfde berigte hoor, en dieselfde dinge ervaar, maar in dit alles Jesus sien en sê, maar God bly in beheer, God sorg vir my hier, God is goed vir my, en dan wys ek 'n ander prentjie. Luister net na mense se gesprekke. Party plekke waar jy kom, is net slegte nuus. En ons kan ure lank vir mekaar vertel oor wie nou weer korrup, en wie's nou weer skelm, en wie nou weer gesteel, en wie's nou weer vermoor, en ons kan hierdie goede afry. Dit klink soos die nuus op die TV in die aand. En dan kom jy by die volgende persoon en sê, dit gaan so goed met ons, te midde van alles in hierdie wêreld, seën die Here ons. In Oekraïne, wat al meer as 2 jaar in 'n oorlog gewikkeld is daar mense wat die mooiste stories vertel, van hoe sorg die Here vir my, en wat nog vir jou sal sê, dit gaan goed met my, gaan goed met sleg met ons land, ons is in gevaar, dis nie lekker als nie, maar dit gaan goed met my, die Here is by my, hy sorg vir my. Wat se prentjie vorm jy? Oscar Wilde het gesê, alle mense bring vreugde. Sekere mense bring vreugde as hulle vertrek binnekom, en ander mense bring weer vreugde as hulle vertrek verlaat. Was nou so grappie. Maar hy het gesê, wat se vreugde bring jy? Waar jy inkom, is dit lekker? Bring jy vreugde? Of is dit liewer lekkerder as jy nou maar geloop het? Want dit is net slegte nuus as jy daar is. En daarom, wat se vreugde bring jy? Die tweede ding, daar is net 4 goed wat ek wil sê. Die tweede is, bring jy vrede na elke geselskap toe. Want broers en susters, dis ons enigste rede om hier te wees. Die Jode het mekaar gegroet met die woord shalom. En dit beteken vrede. Wanneer Jesus in Jerusalem opstaan uit die dood, en die Sondag aand in die bosaal by sy disippels verskyn vir die heel eerste keer, en hier sit die mense voor hom, wat hom verloon het, Petrus, wat hom verraai het, Peter, Judas is nie meer daar nie, maar wat weggehardloop het hom in die steek gelaat, almal van hulle het weggehardloop. Hier sit sy naaste familie, kan ons sê, sy vertrouelinge voor hom, en hy kom groet hulle. Hulle sien hom weer vir die eerste keer lewend. Wat sê hy vir hulle? Hy sê, vrede vir julle. En ek dink hulle sit daar verskrik en hulle dink, sjoe, hy gaan ons nou begin uittrap. Hy gaan nou met ons begin veroordeel en praat. Hoekom het ons hom verloon? Hoekom het ons hom verraai? En as jy dit lees in die Grieks, dan is dit asof hy die tweede keer amper half uitskreeu en sê, vrede vir julle. Hoor wat ek vir julle sê, vrede vir julle. Dan bring hy dit in. Jesus kom met vrede, selfs vir hulle wat hom aan die kruis verlaat het. Ek en jy moet vrede in die wêreld uitdra. Die vrede van Jesus Christus, waar ons ook al kom en wanneer ons ook al daar kom. Gerald Jampolsky het gesê, elke ding wat ons dink, sê of doen, reflekteer en kom na ons terug soos 'n boemerang. As ons oordeel en kritiek uitstuur, is dit wat ons gaan terugkry. Wanneer ons net liefde uitstuur, sal liefde na ons terugkom. Dis 'n belofte van die skrif ook. Ek en jy moet in hierdie wêreld God se liefde en sy vrede uitstraal. Waar ons ook al kom, moet ons daar kom met sy vrede waar ons kom. Die derde dinge is, soek die goeie in ander mense. Soek die goeie in ander mense. En dit is so lekker, as 'n mens net jou gesindheid verander om te kyk, wat is mooi in mense, eerder as om krities te kyk en af te breek. Iemand het gesê, ons beoordeel onsself aan my bedoelings en nie my dade nie. Ek doen baie keer verkeerd, maar onthou net, ek bedoel dit goed. Ons oordeel onsself aan ons bedoelings eerder as ons dade. Maar ons beoordeel ander mense aan hulle dade eerder as hulle bedoelings. Wanneer ons na ander mense kyk, is ons so geneig om te kyk, wat doen hulle, wat sê hulle, nie wat hulle bedoel om te sê en te doen nie. En ons oordeel hulle met 'n ander oordeel as vir onsself.
Soek die goeie in ander. Elke mens het iewers iets moois, iets goeds, iets wat jy by kan leer in hulle. Wees net oop daarvoor om te luister, om te leer wie dit ook al is. En die laaste is, soek die beeld van Christus in alles en almal. En wat is nou lekkerder, as jy na iemand kyk en jy kom agter, maar hier's ook 'n kind van die Here. Hier's ook iemand wat die Here ken. En ons begin gesels, en skielik kom jy agter, maar hierdie een ken ook die Here. En almal van julle het al sulke gesprekke gehad. Wat ons kuier by die see sommer net, of ons kuier iewers, en wanneer jy begin kuier, skielik dan kom dit uit. Maar ek en jy, ons glo presies dieselfde. En hoe lekker is dit, om te hoor wat jy glo. In Krakow in Pole toer ons, en ons is so in 'n groot kathedraal, en die gids wat, 'n vrou gids wat ons gehad daar, wys vir ons alles, en sy praat oor dit en dit en dit en dit, en toe ons buitekant die kathedraal kom staan, hulle is Rooms-Katolieke, sê ek vir haar skielik, ek sê, what do you believe yourself? En sy gaan staan en sy begin vertel, en so mooi. Toe sy klaar vertel het, toe sê ek vir haar, welcome to our church. I hope you were in Fochville, then you can be in our congregation. Toe gee sy die mooiste getuienis van haar geloof in die Here Jesus Christus as haar verlosser en saligmaker. Dus, soek die beeld van Christus in alles en almal. Die een wat vir jou werk, die een wat jy ontmoet, iewers, en kyk of jy Christus kan raak sien in daai mens om jou. Die van julle wat nie gesien het nie, hierdie is ook kolletjies nie. En ek dink almal van julle ken al hierdie kolletjies, maar wie dit dalk nie verstaan het nie. Dis kolletjies wat ons net skryf Jesus, en wat vir ons Jesus uitbeeld. Mag jou lewe ook sulke kolletjies maak elke dag. En met die kolletjies wat vandag, die wat ek hoor en wat ek sien en wat ek beleef en wat ek ervaar, die kolletjies maak, en dan kom ek op die ou en daarby uit. Jesus is die profeet in my lewe. Jesus praat met my, deur jou, deur ander, deur slegte nuus, deur goeie nuus, deur mooi, deur lelik. Jesus praat met my, en hy druk die kolletjies in my lewe, en ek soek hom in almal om my. Dan is Jesus jou profeet. Dan is Jesus die profeet, wat die oggend in Nasaret opgestaan het en gelees het. Dan staan hy elke dag op in jou lewe, en hy verkondig in jou hart. Amen. Dankie Here dat U vir ons so goed is. Dankie dat ons vanoggend hier kan sit in hierdie huis van U. En Here, dat ons U nie wil uitjaag en wegjaag nie. Maar dat ons vir U wil sê, Here, bly by ons. Ons het 'n verhouding met U, ons is lief vir U. En dankie Here dat U ten spyte van al ons tekortkominge nog steeds baie wonderwerke in ons lewe doen. Daarom sit iemand soos Martie vanmôre hier. Dis alles deel van U wonderwerkende genade. Dankie vir elkeen wat U wonderwerke in hulle lewe ervaar en weet, U sorg vir ons. Maar Here, ons glo nie in U vir dit wat ons by U kan kry, genesing, of seën, of oeste, of salaris, of werk, of prestasies nie. Ons wil volgens vir U sê, Here, ons glo in U en ons is lief vir U, vir wie U is. Net omdat U Jesus is, net omdat U die Seun van God is, net omdat U ons lief het, net omdat U met ons 'n verhouding het ons met U 'n verhouding, en ons is vir U lief bo alles, Here. En daarom wil ons vir U amper sê, Here, ons sal ook soos 'n Habakuk van ouds, en ons weet nie of ons dit sal regkry nie, maar ons wil sê, Here, al sal daar niks wees nie, al sal alles skeefloop, sal ons steeds vir U lief wees, en sal ons steeds in U jubel, en sal ons U naam groot maak, en sal ons steeds vir die wêreld U prentjie wil wys in ons lewe. Seën vir ons om die regte prentjie te wys. Amen.